As mens hierdie gedeelte in Johannes hoofstuk 16 lees, my liewe broer en suster, dan sit so half of daar 'n bietjie teenstrydigheid in 'n mens se gemoed na vore kom. Dinge wat gesê word, wat ons dalk bekommer, dinge wat gesê word, wat ons dalk gerus maak. Maar vanaand herdenk ons Hemelvaart. En wat 'n besonderse geleentheid om stil te word en vanaand bietjie na te dink oor hoe grensloos God se liefde vir jou en vir my is. Ongelukkig kry mense idee dat Hemelvaart nie meer so belangrik geag word soos wat die ander kerklike feesdae geag word nie. Vandag is nie eers meer 'n amptelike vakansiedag op die kalender nie. Mens wonder hoe lyk die kerk reg oor die land en die wêreld vanaand. Kyk maar net na ons eie opkoms. Dan sien ons hoe belangrik Hemelvaart vir die mensdom geword het. Eintlik bestaan Hemelvaart vir die meeste mense nie meer nie. Maar ek wil u verseker vanaand dat Hemelvaart 'n baie belangrike dag is. Met Hemelvaart verander die dinamika van Jesus wat as mens teenwoordig was in en om die mense daar in Palestina, na God die Vader en Jesus Christus die Seun, wat teenwoordig raak in die gestalte van die Heilige Gees by alle mense. Hy is op alle plekke, reg oor die wêreld heen, tot en met vandag. So ons beweeg van Jesus as mense teenwoordigheid op aarde, na die Heilige Gees, wat by almal elke oomblik van elke dag is. As Jesus Christus opvaar hemel toe, dan eindig sy werk om vir mense die ware beeld van God te kom wys, en om die sonde op hom te neem en ware liefde te demonstreer. En hy laat ons met 'n verantwoordelikheid na, om daardie liefde met behulp van die Heilige Gees die wêreld te gaan indra. So u en ek kry met Hemelvaart die opdrag om hierdie liefde van God, hierdie onvoorwaardelike liefde te gaan uitdra aan die wêreld. In hierdie evangeliebeskrywing van Johannes, wat vertel van Jesus se tyd op aarde en waar hy sy disippels lees ons net weer eens van die mens se geneigtheid om net na homself om te sien, om net bekommerd te wees oor die eie ek. Die disippels hoor by Jesus dat hy gaan sterf en dat hy nie meer lank by hulle sal wees nie. En in die vorige hoofstuk sê Jesus dat die wêreld hulle sal haat. En wat is hulle eerste gedagte? Wat gaan van ons word? As Jesus sterf, dan is hulle alleen en die wêreld gaan hulle boonop nog haat. Die eintlike vraag wat die disippels moes vra is: Here, waar gaan u heen? Eintlik kan u en ek vanaand vra: Here, hoekom moes u weggaan? Ons word tog so maklik bang en angstig wanneer die dag van môre vir ons moontlike vrees inbou. Ons val terug in ons eie oorspronklike verstelling, hoe sê hulle in die rekenaarterme, in ons default setting van selfsugtigheid. Nes die disippels dink hierdie mense net aan hulle eie elende as Jesus nie meer daar is nie. En hulle vergeet totaal alles wat Christus vir hulle geleer het. Die krag van God wat volop vir hulle beskikbaar is omdat hulle in Jesus Christus glo, word oombliklik weggegooi omdat hulle bang word. En in plaas van om Jesus se hulp te vra of te hoor waarom hy moet weggaan, is hulle gedagtes besig om te dwaal en te dink oor wat gaan van hulle word. Hoe gaan hulle oorleef? En my liewe broer en suster, is dit nie baie soos wat u en ek ook dag na dag lewe nie? Klink dit dalk vir jou bekend in jou lewe, dat wanneer jy onseker raak en wonder wat gaan gebeur, na wie toe hardloop jy? Na jou pa toe, na jou ma toe? Na wie toe hardloop jy? Baie keer hardloop ons heeltemal by Jesus Christus verby en ons begin ons eie planne maak. Van ons is sommer verward, dat ons selfs opgee
Want ons vra die verkeerde vraag. As ons die vraag vra, waarom moes Jesus opvaar, dan kom Jesus Christus en hy antwoord hierdie vraag self. Hy sê, hy vaar op na die hemel, want dit is tot die mense voordeel dat die Heilige Gees na die wêreld toe kan kom. Jesus Christus kan as mens net daar by die mensies rondom hom wees, maar die Heilige Gees kan saam met elkeen van ons elke dag oral wees. Jesus Christus op aarde was maar net beperk tot 'n fisiese liggaam soos wat u en ek is. Hy kan in mensevorm net die boodskap van God verkondig wat Petrus en Johannes en Jakobus en die res van die 12 kon doen. As die Heilige Gees kom, dan kom woon die Here in ons en ons word in die waarheid gelei, sodat ek en jy Jesus se goeie boodskap kan gaan oorvertel en dit kan laat vlam vat. Die vraag vanaand aan u en my is daar nog 'n vlammetjie brandende in ons? Is daar nog iets wat ons wil laat werk vir Jesus Christus? Jesus sê dit is sonde as die mens nie in hom glo nie. In vers 9, die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie meer in my nie. Om dit te hoor 'n mens verskriklike dinge. Eerstens hoor 'n mens dat die wêreld 'n probleem het. Hulle is sondig. En waar daar sonde is die Here nie. En waar die Here nie, is daar nie liefde nie. Tweedens hoor ons dit word ons werk om die Here in die wêreld te kry sodat daar liefde kan kom. Wat doen u en ek daaraan om Jesus Christus terug te kry in die wêreld? Die derde ding hoor ons dat Jesus vaar juis op sodat God in die gestalte van die Heilige Gees ons kan kom bystaan en ons kan kom leer van die waarheid. En as ek en jy die waarheid ken, dan kan ons liefde in die wêreld terugsit. Omdat ons mense rondom ons lei om Jesus Christus te leer ken en dan ervaar hulle die liefde van God in elkeen van ons. Kyk ons na die krag wat jy het om liefde in die wêreld terug te sit, dan lees ons in vers 8, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van hom kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Vers 14, hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Met ander woorde, broers en susters, ons hoef nie bang te wees om met ons eie menswees te gaan nie. Ons moet gaan met Jesus Christus. Vers 15 wat sê, alles wat aan die Vader behoort, behoort aan my, daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Hierdie is as ons dit in algemene terme moet uitdruk, 'n baie sterk ketting. In die boeretaal, Jan, sou ons seker gesê, dis 'n osketting. 'n Sterk ketting wat se skakels nie breek nie. Ons hoor die drie-enige God hier. God die Vader skakel met Jesus die Seun en Jesus skakel met die Heilige Gees. En weet jy wat? Jy is deel van daardie skakels. Die Heilige Gees is werksaam in die wêreld deur jou en deur my. Die hoop is dat as 'n mens na jou kyk, dan sien hulle Jesus Christus raak. As die wêreld die disippels haat, dan sien hulle terselfdertyd vir Jesus raak. Dan sien hulle wat ware liefde is. As Jesus opvaar, dan is hy net nog meer by ons in die wêreld teenwoordig, deur middel van die Heilige Gees. En tog, as gelowiges traag is om die regte vrae te vra, dan word ons 'n probleem vir die glorie van God. Jesus sê vir sy disippels, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ek en jy ken nie vir Jesus soos wat ons moet nie. Dit veroorsaak dat ons nie regtig die wêreld kan beïnvloed met die waarheid nie.
Nes die disippels moet ons bly groei in ons geloof. Nes die disippels moet ons groei tot die punt waar ons die dinge wat Jesus self vir die disippels wou leer kan begryp en kan gebruik om goed en om reg te lewe. En daarvoor het ek nodig om naby die Here te lewe. En dit gebeur as ons die Heilige Gees toelaat om ons tot op daardie vlak, tot op daardie standaard te bring. Jesus se opdrag vir ons is dat ons die geleentheid sal najaag waar ons kan groei in ons disippelskap. Hoe doen ons dit? Bestudeer die Bybel. Bid. En gaan kerk toe, sodat jy onder die geklank van die woord van God kan kom. Maak seker dat daar waar jy aanbid, die suiwer woord van God verkondig word, sodat jy kan groei in jou geloof. Ek het nou die dag die voorbeeld gebruik met 'n persoon wat nou vanaand ook hier sit, waar ek gesê het, hoe verskil uit my persoonlike standpunt, hoe verskil ons van die charismatiese bewegings? En dan praat ek nou sommer van die hele spektrum van charismatiese bewegings. As ek dink aan die charismatiese bewegings, dan roep ek in my gedagtegang 'n hartmonitor op. Jy weet almal hoe werk 'n hartmonitor. Ploep, ploep. So dis Sondag, maar die res van die week. By ons in die gereformeerde leer, versinnebeeld ek 'n stel trappe. Dit wat u en ek vanaand leer, moet ons daardie een trappie hoër vat. En nou moet ons op daardie vlak bly lewe, want ons groei in ons geloof. Sondag hoor ons weer iets uit die woord van God en dit vat ons na die volgende trappie toe. En nou moet ons op daardie vlak begin leef. En so klim ons die trappe van geloof, sodat ons geheel en al in God kan lewe. Leer by mense rondom jou. En vra die Heilige Gees om jou alles te leer wat jy nodig het om optimaal kind van God, disipel vir Jesus in hierdie lewe te kan wees, maar ook vir die ewige lewe. En dat jy 'n instrument in God se hand kan wees. Dis wat hemelvaart vir u en vir my kom beloof. God is deur sy Heilige Gees elke oomblik by elkeen van ons. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, al is ons min vanaand, is ons so dankbaar dat ons vanoggend, of althans vanaand, onder die geklank van u woord kan wees. Here, waar ons kan kom leer dat u weggegaan het tot ons voordeel, dat u Heilige Gees, die trooster vir ons nagelaat het, sodat elkeen van ons kan lewe tot u eer, sodat elkeen van ons nie 'n verskoning kan hê nie, maar dat ons kan Jesus Christus se liefde gaan uitdra aan die wêreld daar buite. Here, al is ons 'n klein groepie vanaand, maak daardie vlam in ons harte weer brandende, sodat mense, wanneer hulle ons sal sien beweeg in die gemeenskap waarin ons leef, sal sê, waarlik, daardie is 'n kind, daardie is 'n man of 'n vrou van God. Gee dat hulle Jesus Christus in ons lewens sal sien, tot u eer, tot u verheerliking, maar ook tot ons saligheid. Dit bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen.